In die bulletin, die Zulu koning wil Natal uit KwaZulu-Natal verwyder hê en die Europese Unie en Indië beklink 'n geskiedkundige handelsooreenkoms. Goeiedag en baie welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Die Zulu koning, Misizulu Kazwelithini, het reaksie ontlok nadat hy tydens die 147ste herdenking van die slag van Isandlwana in Nkutu in die noorde van die provinsie aangekondig het dat hy 'n veldtog sal begin om die woord Natal uit die provinsie se naam te verwyder. Die koning se argument is dat die gebied voor die kolonisasie van die provinsie bekend was as KwaZulu en onder die Zulu koninkryk geval het. Die kultuurontleder, professor Musa Kulu, het egter in reaksie gesê om KwaZulu-Natal na KwaZulu te hernoem, sou 'n skending van kulturele geregtigheid wees. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, het gesê dat meer as 261.000 diere deur die back-enclosure uitbreking in die provinsie geraak is. Gauteng is een van die streke wat swaar deur die virus geraak word, saam met KwaZulu-Natal en die Vrystaat. Volgens Lesufi hou die situasie 'n ernstige bedreiging vir die ekonomie in. Hy waarsku dat verbruikers hulle op stygende vleispryse moet voorberei na mate voedselsekuriteit onder druk kom. Lesufi sê die uitbreking kan ook tot potensiële ontwrigtings in handel en werkverliese in die veesektor lei. Die vakbond Federasie Kusatu het die regering versoek om nie voort te gaan met 'n beplande weermagparade ter waarde van R372 miljoen wat op 21 Februarie Weermagdag in Thohoyandou plaasvind nie. Kusatu se woordvoerder Matthew Park sê die regering kan nie voortgaan met die duur parade terwyl vredesmagte van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag wat in die Demokratiese Republiek die Kongo ontplooi is, in skermutselings dood is weens 'n gebrek aan steun en wapens nie. Hy sê dieselfde soldate moes ook toekyk hoe die SANW die helfte van hul toelaas van die Verenigde Nasies weerhou wat die situasie vererger het. Parks meen die R372 miljoen kan beter aangewend word as deel van die regering se pogings om die weermag se kapasiteit te herbou. 'n Brand het by die Parel Hospitaal uitgebreek. Verskeie sale en pasiënte is as veiligheidsmaatreël ontruim. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid het bevestig dat 'n klein deel van die hospitaal geraak word. Die brand is in bedwang gebring. Die kraai gaap behoorlik in die Noord-Kaap, Vrystaat en Noordwes waar hittegolftoestande tans heers. Die temperatuur in Appington het vandag tot 40 grade gestyg, terwyl dit 37 grade in Kimberley en 36 grade in De Aar was. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê die hittegolf sal tot Vrydag duur. Die Weerdiens het ook 'n beroep op die publiek gedoen om fisieke aktiwiteite in die buitelug te vermy en genoeg water te drink. Die Europese Unie en Indië het 'n handelsooreenkoms beklink wat aan een van die grootste geskiedkundige gebeurtenisse bestempel word. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het die vrye handelsone waarby 2 miljard mense sal baat vind as 'n waterskeidingsgebeurtenis vir mense in die EU en Indië bestempel. Besonderhede oor die ooreenkoms sal later bekend gemaak word. Dan vanaand se nuus op Pretoria FM. My naam is James Kemp en ek wens jou 'n lieflike middag verder toe.